Maar dankie dat julle hier is. Ons gaan aan waar ons laasweek gelos het. En dit was by, sy het laas gepraat, die laaste wat sy gepraat was, die barmhartige Samaritaan. Ek gaan nie daarby stop nie. Want in ons geval is ons hier almal se naaste, want ons was nog almal vriendelik met mekaar, nie? So, daar's een ding wat ek net daar wil sê, by 10, van die barmhartige Samaritaan is in 10, sy ons in 10, hier by 38, sy kraag, 10 vers 38, Martha en Maria. Lukas 10, vers 38. En askies, voordat ek net aangaan, ek wil net sê, dankie Jolien het vir my 'n stukkie gestuur, en ek sal dit op die groep sit, waar Lukas praat net, wys net van Jesus se vroue. So in Lukas let net op hoe hy ook die vroue uitlig en sien. En eintlik moet mens Jesus sien, ek wil nog iets daarby sê, eintlik moet mens Jesus sien in hoe hy anders met vroue werk. Want al die Joodse geloof en die wette en die reëls en daai kultuur het vroue ons uitgesluit van alles af. Maar hoe die disippels dit vir die vroue, die accounts met die vroue insluit. Ons het gelees in Matteus hoe daar vroue daar in die geslagsregister sommige genoem is. Dis ongehoor. Maar so, vroue is belangrik vir Jesus en net iets wat my byval is, die feit dat, ek weet het al genoem, maar is vir my spesiaal, is met Jesus se opstanding, en met Jesus sy verhoor, en sy kruisiging, en sy opstanding, en alles. Nou, ek neem aan, ek gaan vir die mans 'n bietjie die genade daar gee, ek neem aan, hulle was onder baie druk om hom te verlaat, en om hom te verloon, en om weg te hardloop, want die druk was op die mans. Mense het nie vrouens so raak gesien of omgegee waar hulle is of wat hulle doen nie. So vir 'n man om in die omgewing te wees van Jesus sou seker erger gewees het as vir 'n vrou, want hulle het meer druk gehad. Maar jy lees nie dat die vrouens weggehardloop het nie. Jy lees nie dat, want ons weet, Maria was daar toe hy gekruisig word. Ons weet Johannes was ook daar, so ons gee vir hom 'n krediet daar, maar ons weet sy was daar. Ons weet die vrouens was nie bang om te gaan vra vir sy liggaam nie, om te gaan om het te wil gaan balsam nie. Hulle die moed gehad om het te doen. Maar nou lees jy, as jy die storie weer lees, kyk net heeltyd, dan sien jy, die vrouens was heeltyd daar so, en hy het hulle almal toegelaat. Die feit dat daar nie opgeskryf is al sy woorde aan die vrouens, dit beteken nie hy het hulle gepraat nie. Maar wat vir my nie spesiaal is, by die opstanding, was die vrouens daar om Jesus eerste keer te sien. En dit is nie vir hom 'n taboe gewees. Dit was nie vir hom verkeerd dat 'n vrou hom eerste keer sien in sy verheerlikte liggaam, in sy, hoe hy is, daar was geen, ek dink die fariseërs sou iets oorgekom het, want hulle as fariseërs of as leiers moes eers al die belangrike goed beleef. Maar vir Jesus was dit geensins 'n probleem om met hulle te praat, om vir hulle te sê vrede, om vir hulle te sê dis ek, om homself voor te stel, niks nie. Inteendeel, hy het van 'n opdrag gegee daar. So ons moet nie dink dat die Bybel en Jesus teen of die vroue daar nie 'n plek het nie. So sien dit bietjie raak. En dan, baie keer het ons rooi letters. Dis iets wat my net hierdie week vir my spesiaal was om te sê. Ons het rooi letter Bybels. En ek het op stadium feestig gesoek vir 'n rooi letter Bybel in die Bybel wat ek lees, in die grootte wat ek soek van die letters, en ek het gesoek vir dit, en ek kon dit nie lekker kry nie, toe ek het naderhand gelos, en net die grootte van die letters ingevat, en nie die rooi letter gevat nie. Maar toe hoor ek iemand praat, en sy sê toe, as mense die Bybel lees, dan sê mens altyd, weet, dis Jesus se woorde, weet, ons moet oplet na Jesus se woorde.
En ek doen dit self, Jesus se woorde het vir my bietjie meer, partykeer bietjie meer gewig of ietsie, hy het dit gesê of iets. Maar dit sê die rooi is Jesus se woorde en dit is wat ons moet ken, maar ons moet ook Jesus se dade ken. En die swart is Jesus se dade. Die rooi is nie Jesus se dade nie. Die rooi is nie Jesus se dade nie, maar die swart is Jesus se dade. En Jesus se dade is vir ons net so belangrik, want ons moet tog sien wat Jesus doen. Hy sit by mense, hy luister, hy compassion, en dis belangrik. So, toe dacht ek, ek moet dit vir julle sê, toe ek dit besef, want dit was net vir my spesiaal. Ons moet Jesus se woorde ken, ons moet ook sy dade ken en besef wat hy gedoen het, as hy gesit het by iemand, as hy geluister het en so aan. So dit was net mooi, so ons moet net dit oplet. Ek moet in Afrikaans lees, sorry. Ek het my notas in Engels, dat ek net vir my. So dankie Jolien, ek sal opsit en dan kyk julle net daar, so dis nou nie 'n lang stukkie nie, dis oulik en dan is daar waar in Lukas. Ja, wat ek net seker maak, ekskuus, alles is anders hierdie keer as, dankie Jonita, as gewoonlik, ja. Okay, hy is aan. Ekskuus, en as ek stil bly, dan word hy. Ek net check dat hy alleen word, dan weet ek is my stem wat en iets anders nie ander geraas of ietsie. Okay, so, Martha en Maria, terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy was duidelik 'n gasvrou en sy het daai bediening gehad. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het en na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar en staan en sê, Here, pla dit U dan dat my suster my alleen los. Pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar die goeie deel, maar een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies, dit sal nie van haar af weggeneem word nie. En ons het al baie daaroor gehoor, ek dink net, ek wil net dit noem by die gelykenis van die saaier. Want waar hy sê, hy saai die woord, so miskien was Martha Jesus was dalk in haar gehoor, weet baie keer hoor jy mos iemand in die kamer langs aan, en jy kan hoor praat, maar jy is besig in die kamer langs aan, so jy kan eintlik hoor, maar jou aandag is nie daar nie. Maar daar by die gelykenis het Jesus sê, jy hoor die woord, maar al die dinge van die wêreld, alles wat oor ons bekommer, alles wat ons oor besorgd is, dit trek ons aandag af en dan fokus ons nie op dit wat gesê word nie. En dit het my net daaraan laat dink, laat die goed wat gebeur, en dit is amper onvermybaar, dit is belangrike goed, hierdie is belangrike goed, in haar hart is dit belangrike goed. Ons moet daar nie afskiet nie, dit is belangrike goed. Ek dink nou aan Sondag, ek het nou Sondagoggend vroeg, het ek die 8 uur diens bygewoon, want ek wil Johannesburg gaan na my pa en my ma toe, en hulle is nie gesond nie, en ek wil so toe gaan, en daar's baie dinge wat moet gebeur, also ek sit in die 8 uur diens, en daar's iets wat Johan gesê het, wat net iets in my geraak het, en ek onthou iets wat iemand anders gesê het, en ek voel nie die Here praat met my, en sê vir my, ek moet hier aan aandag gee. Maar ek het tot nou vanoggend dit nog nie gedoen nie, want ek het gisteraan teruggekom van Johannesburg af, en ek het nou rondgehoor, agter ouers aan wat die nodig gehad het, en daai dinge, die afspraak, en daai afspraak, en 'n doktersafspraak, en so aan. So, en dit was alles belangrike goed. Ek kon dit uitdaag, daai oomblik nie uitstel nie, want ek was eintlik op pad uit. Maar, so, Jesus sê nie, weet, jou goed is nie belangrik nie. Hy sê, maar daar is belangriker ietsie, ons moet 'n tyd kry om dit te doen. Nou, as ek nou nie oppas nie, en ek moet myself nou hierso met myself praat, en julle kan my later vra,
of ek het gedoen het, as julle ooit onthou, maar dis nie 'n hele probleem nie, maar ek moet teruggaan na jare toe. Ek moet nie dit nou los nie, want ek sê ons, ek moet 11 uur klaar wees, dat ons nou op 'n opleiding ding gaan, so daar's nou die ander goed, weet, dis nie as wat nou huis toe gaan en daai ding gaan, daar's ander goeders, en daar's so baie dinge, dat as dit is wat ek nou Sondag gehoor het en gedink het, ek moet aan hierdie ding nou aandag gee, dan moet ek oppas dat wat nou hier gebeur, nie met my gebeur nie. En as jy aan kan terugdink, aan 'n tyd wat jy gesit het en die Here het vir jou gesê, hierdie, en jy het gevoel, hierdie is vir my, dan wil ek vir jou vra, het jy dit gedoen? Het jy aandag daaraan gegee? Het jy dit gedoen? En ek beloof jou, daar's belangrike goed wat intussen gebeur het in jou lewe. Ek skeer dit glad nie af nie. Maar Jesus sê daarso, sy het die belangrike dinge, wat sê hy daarso? Die goeie dinge. Sy het dit goeie ding gekies. En dan sê hy daar, maar een ding is noodsaaklik, nee? Hierso sê hy by my, een ding is noodsaaklik. Ek het baie dinge wat noodsaaklik is. Jy het baie dinge wat noodsaaklik is. En hier sê Jesus, een ding is noodsaaklik. En ek dink nie, ek kan by die punt uitkom waar Jesus sê, gee jou laste vir my, gee jou bekommernisse vir my, want ek sal vir jou help daarmee, as ek nie by die noodsaaklike ding kan uitkom nie. As ek by hierdie noodsaaklike ding kan uitkom, dan kan ek my laste vir Here gee. Want ek is al ewig besig om dit op te tel. Ek weet nie van julle nie, maar die aande, hier by 3:30 se kant, 3 uur se kant, as ek daar wakker word, dan is my berge net so, hoog. Ek lê daar, en ek sê daar vir myself, nee, die Here sê help, maar dit is net, hulle word net groter as ek dit sê. En in die oggende as ek opstaan, dan hulle nou weer afgesak nie. So, partykeer dan staan ek op, dan as ek nou moeg, want ek het myself, dan stry ek daarteen, ek weet dit, ek stry daarteen, maar die mense sorge raak groot, maar ek moet besef, maar een ding is belangrik. En daar's ietsie wat ek kom in, asseblief. Kom in, jy is nie die regte plek. Skus, ek was nie gesoek nie. Sorry, Bernice, hier is 'n stoel, hier so voor 'n stoele. Ek kan nou net nie lekker sien of ek ook is agter iewers nie, maar hier so 'n stoel. Ek sê, hoe staan dit in my Bybel? Ja. Die Here het geantwoord, my liewe Martha, jy kwel jou tog so oor baie dinge. Daar is regtig net een ding wat die moeite werd is om oor besorg te wees. Martha het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Is nie net een ding wat die moeite werd is om oor besorg te wees. Dis mooi. En Maria het dit ontdek. Dis baie mooi. En ek glo, jy kan so met godsdiens besig wees. En jy mis God, jy mis die Here, die een wie jy eintlik. Mens kan dit doen. Ja. Jy kan. Want dis tog, want sy is tog met Jesus besig. Maar Martha is nie met Jesus besig. Sy is nie met iemand anders besig. Sy is nie eers met haar eie lewe besig. Sy is met Jesus besig. Maar sy is half met die werke besig, nie met die verhouding nie. Want kyk, as sy Jesus nou hierso host, is dit nie besig met 'n verhouding nie, dit is besig met ander goeders, werke en alles is interessant, maar nie verhouding nie. Nou daar's ek het 'n vroutjie ontdek op die internet en haar naam is Kayla of iets, soos baie naam by my, so dit is vir my 'n sign, maar nee, ek sal graag een van haar goed wil opsit, laat julle 'n bietjie luister. Sy praat spesifiek van mens moet met 'n verhouding besig wees. En die verhouding is waar jy sê, as jy verhouding met iemand het, dan sê jy goeiemôre vir iemand, hoe gaan dit by jou? Weet. En sy staan op in die oggende en dan sy eerste woord, goeiemôre Here. Sê, want dis 'n verhouding. Dis 'n verhouding nou. So hier, soos wat Tannie sê, die godsdienst kan ook ietsie wees wat jou besig hou. En nie die verhouding nie. So hier praat Jesus van verhouding. Maria het die verhouding ontdek. En weer eens, ek dink as ek dit wat die belangrikste is, kan doen, en jy sê, dis verhouding,
Dis tussen my en Jesus. Dis hoekom dit belangrik is om die Bybel te lees. Want preke en alles is baie goed, maar verhouding is 1 tot 1. 1 tot 1. En jy moet tyd kan hê vir 1 tot 1. Jy en die Here waar jy spesifiek met hom kan sê, goeiemôre Here. En as ek vir julle sien, dan sê ek, dis hoe ek voel. En hoe nader my verhouding aan jou is, hoe meer sal ek deel hoe ek voel. Hoe meer nader jy is, dan jy deel persoonliker, goed as jy so hoor nie, deel jy hoe nader jy verhouding. En so as mens kan kom na God en sê, weet, goeiemôre Here, en dankie dankie vir dingetjies in my lewe. Probeer bietjie elke dag vir iets anders dankie sê. Net vir 'n toets. Vat agter in jou boekie en elke dag, dan sê jy net vir iets anders dankie. Nie 'n hele halfuur gebed nie. Net deur 'n dankie vandag, in die begin gaan dit wees vir my man en my kinders en my gesondheid en daai goeders. En naderhand gaan jy met bietjie soek. En dan gaan jy sien hoe die Here in alles voorsien. Naderhand gaan jy sê, dankie Here vir my selfoon, en ek kan my kind bel. Dankie vir my selfoon, dankie vir, en dan kan jy sien hoe kreatief die Here is om in alles, en so jy mag nie weer die dieselfde ding sê nie. Tensy daar, weet nou iets baie dank, maar dan moet jy vir 2 goed dieselfde ding en nog 'n nuwe een. Maar toets dit bietjie, maar vir Maria het sy ontdek wat belangrik is. Sy het die 1 tot 1 verhouding ontdek. En Jesus sê self, dit sal nie van jou af weggevat word nie. En ek dink dit is waar ons sal, as jy daar sit, dan sien jy die geheimenisse. Die geheimenisse wat hy vir die disippels sê, hy gee die geheimenisse vir hulle en vir die mense gee nie. Nou kyk, hier gee hy dit vir 'n vrou. Hier sit 'n vrou by sy voete en hy gee daai geheimenisse vir haar. En dit gaan nie eintlik oor man of vrou nie. Dit gaan oor wie bereid is om by sy voete te sit. Dis waaroor dit gaan. En ons voel altyd daar so baie om te doen, maar ons moet iewers sê, goed, ek gaan nou stil sit. Nou, ek het nou al gedink, as dit kom by, byvoorbeeld met geld, dan praat ons altyd van, goed, as jy nou jou eerste of jou 10de vir die Here gee, dan kan mens van hom verwag om jou te sorg en alles, nie? Of as jy net 'n gewer is, dan weet ons, as jy 'n gewer is, dan sal hy vir jou sorg. Maar ek het nou al gevoel in my tyd, met my dag, want dit voel altyd vir my, ek gaan nie daar uitkom nie. En snaaks genoeg, ek vang dit meer en meer, dat my dag begin met een of ander noodgeval. Kry julle dit ook? Die dag begin met een of ander noodgeval, en nou moet die Here nou maar net wag, want hierdie is 'n noodgeval, en dis 'n noodgeval. Een of ander iets wat gebeur. En so, dan vind ek dan die duiwel help, en om net mense lewe so vol te hou, dat ek nie daarby uitkom nie. En dan kry jy die ouens wat sê, nee, jy moet jou dag begin met die Here. As jy nie jou dag begin met die Here nie, is dit nie reg. Dan kan ek net ons release van daai ding, en sê, party van ons is oggendmense, en as jy 4 uur die oggend opstaan, sal ek definitief saamstem, dis die beste tyd om dit te doen. Maar as jy 6 uur opstaan, en jy jaag net daar so met die kinders weg, of en jy is nie 'n oggendmens nie, of jy sukkel, hoe ook al, vat die tyd van die dag wat jy die beste in voel. Want jy gee tog dan die beste vir die Here. As ek 'n aandpersoon is, maak dit 'n tydjie in die aand, want dit is wanneer ek ook weet, ek probeer my dag omswaai, maar ek sukkel nou nog, maar ek is baie meer produktief in die aand as in die oggende. En nou dat ek traai in die oggende dit goed doen, nou is daar altyd 'n noodgeval. Maar toe sê, ek moet myself release daarvan, dat ek my beste tyd vir die Here gee. My beste tyd is nie noodwendig in die oggend nie. My beste tyd kan wees, wanneer jy nou besef, okay, hier by 12 uur, dan raak dinge vir my stil, daar is 'n goeie tyd, en dan gee daai beste tyd vir jou, sit by sy voete. Want, nou voel ek amper dieselfde soos met geld, as ek my deel vir die Here gee met geld, weet ek hy gaan vir my sorg, want dit gaan nie oor 'n reël nie, net om te sê, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor, dis nie my baas nie, en ek kan dit vir die Here gee. So dit moet met alles wees, met geld, maar met my tyd, en hier wil ek sê met my tyd,
So ek voel, as ek nou sê, my dag is te besig, dan is het amper as die Here sê, maar toets my. Gee vir my daai tyd vir die Here, en kyk of jy nie beter uitkom met jou tyd nie, en of jy meer produktief is nie, of as jy beter werk doen, en net minder sukkel met ander goeders. Gee vir my daai tyd, dan is dit nie dat jy nog vir die Here tyd moet inwerk nie, want dit is wat ons altyd moet doen. Ons moet nog ook 'n tyd vir die Here maak. Nee, gee daai beste tyd vir die Here en kyk net of jou ander goed nie eerder uitwerk nie. Want ek dink die Here is daar getrou, want dit is juist waar, as ons dit, waar hy sê, as sy dit gegee wat die beste, as hy het wat die beste is. Nou goed, begin ons by hoofstuk 11. Daar praat hy van die gebed, en ons het die gebed in Matteus gedoen, wat net vir my interessant is, dis nie presies dieselfde nie. Hy los twee goed uit, hy los die in die begin uit, en aan die einde, so, elke discipel moet ons onthou, vertel dit van sy oogpunt af, en van dit wat hy onthou af. En net soos wat jy twee kinders in 'n gesin kry, wat 'n storie vertel, van iets wat gebeur het in hulle kinderdae, 'n broer en suster, en hulle dieselfde ouers, dieselfde alles, maar jy sal daai storie van verskillende oogpunte af hoor, en dit is albei waar. En dit hang af van hulle persoonlikhede, hang af van wie hulle vertel, al die goeders, dit is albei waar. So, hy vertel het daar so klein bietjie anders, nie anders nie, hy los het 'n paar goed uit. Maar wat vir my interessant is, in Matteus, as hy van die gebed praat, het hy direk daarna, het hy gepraat oor vergifnis. Waar in Lukas, na die gebed, praat hy in 11 vers 5. Dan sê hy daar so, hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het 'n vriend, en hy gaan om middernag na hom, en sê, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my, wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, ek ben nie plan nie, die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om het vir hom te gee nie, omdat hy sy vriend is, staan hy nie op omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en het vir hom gee, wat hy nodig het, omdat die man onbeskaamd aanhou. Dit klink amper asof die man iets verkeerd doen, onbeskaamd is nie altyd 'n mooi woord nie, maar die vertaling noem dit ook persistence, wat nie 'n slegte ding is nie. So, hy sê hierso, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en wie klop sal oopgemaak word. Nou vraag nou jy, as hierdie vriend in nood, nou na sy vriend van die brode het toe gaan, en kom ek sê, hierdie vriend in nood, het nou nood vir brood, want hy het nou mense. Hy gaan sê, wie kan vir my, wie sal brood hê? As jy in die middel van die nag nood het, wat dink jy? Jy dink, wie sal vir my kan help? Wie het die vermoë om my te help? Jy gaan so nie net na jou buurman eers, nie eers, partykeer kan jy, as hulle die vermoë het, maar jy sit en dink, wie sal my help? Jy sit en dink die persoon, wie's beskikbaar? Ek het al gesit, en dan as ek dink, in die aand, dan dink ek, wie's beskikbaar? Wie weet ek is in die dorp? Wie weet ek sal opspring en my help? Wie sal sy foon antwoord? En wie sal opspring en my kan help nou, as dit die geval is? Want jy kies dan iemand, dis nie noodwendig, in die aard van die saak kies jy iemand wat jy vriendelik mee is ook, want jy weet hulle sal, en jy het hulle nommer, maar jy kies iemand wat jy in geloof het. Jy kies nie sommer net enig iemand nie. Dis hoekom baie mense nie die polisie bel nie, want hulle het nie geloof in die polisie nie. Maar jy kies iemand wat jy in geloof het, so, hier doen hy dieselfde. Hy kies sy vriend wat hy weet brood het. Hy sal hom kan help. Hy is dalk nie lus om hom te help nie, maar hy weet hy sal hom kan help. Dis vir my 'n deel van geloof, dis vir my 'n groen deel. Want jy's aandringend in, as jy aanhoudend is, dan weet jy, daai persoon kan my help, hy sal my help. En ek sal aanhou totdat ek daai hulp nou nodig. Dis vir my belangrik, ek het hulp nou nodig. Ek sal later opmaak, ek sal later dankie sê en alles, maar ek het daai hulp nou nodig. So ek het geloof in daai persoon dat hy my kan help.
En hierdie is my groen gedeelte vir geloof. En dan bevestig die Here dit waar hy sê, jy moet bietjie soek, jy moet bietjie aanhou, en dan sal jy hulp kry. Ons sê dit as mense kom en hulle het hulp nodig in die kerk. Partykeer, en in die begin, dan sal ons nie sommer sê, ja nee, wat het jy afnodig, maak 'n lys, vat, weet jy, hier sit alles, want dit is toch die kerk se werk. Ons sal sê, kom kerk toe. Kom kerk toe, dat ons sien of jy ernstig is. Want daar is so baie mense wat net kanse vat en net wil die kerk gebruik, maar ons sal sien of hulle ernstig is. Nou hier wil God sien of jy ernstig is. Daar is so baie dingetjies wat ek al geloop het en vir Here gevra, ag Here help hier, so help daar, wat ek nooit weer terug gaan na toe nie, is julle ook so. Op baie oomblik, dan sien ek iemand en sê, ag Here, ag help tog hierdie persoon, hulle die nodig, en dan gaan ek weet en ek dink nie weer daaraan nie. En dit is mooi, my intention op baie oomblik was goed, maar ek is nie baie ernstig nie. Dit is nie iets wat ek regtig sê, hierdie is 'n nood. Hierdie is 'n nood. En op 'n manier, hier kan die Here sien, en dit is nou 'n ander deel wat by gebed aansluit is. Weet jy hoe ernstig is ek? Ernstig is ek. Jou kind, as hy ernstig is oor 'n saak, dan kan hulle maar aangaan nie. En aangaan, en aangaan, en aangaan, en aangaan. En as hulle nie is nie, dan weet jy, ek sê baie keer vir Johan, want hy sal loop en sê, nee, ek gaan nog hier bly. Ek weet nie of hy al sy stories gehoor het nie, want dan sê, ek wil graag hier wil bly. En ek sal graag daar wil bly. En as ons die volgende plek is, nee, ek wil graag hier huis. So dis al by my oor in uit. Ek sê van, jy wil die hele wêreld oor bly. Daar's nie 'n plek wat, hy wil daar in daai land bly en daai land bly. En in die begin sou ek, dat jy hoor, so jy dink, hy wil immigreer. Dis glad nie. Hy wil net oral bly. So, hy is glad nie ernstig nie, want hy kom nie altyd in die sit, daar is een plek wat hy heeltyd terugkom na toe. Jy weet, dan weet ek, okay, daai ene is nader in sy hart. Net so, en ons maak ook baie keer so. En ons maak so met die Here. En, so, as iets is vir jou regtig belangrik is, dan sal jy sal die Here soek. En hy sê daar, soek my. Ek bedoel, hy sê daar, soek en jy sal vind. Jy sal vind, klop en vir jou sal ook gaan maak. So, hoe ernstig is ek? As ek van 'n ding sommer net maklik vergeet, as ek nie so vir my ernstig word. En as ek ernstig vir 'n ding is, dan moet ek bietjie soek. Ek het al vir die Here gesê, hierdie ding is so na my hart, en dan het ek al gevoel, nee, okay, ek moet bietjie vas en bid hieroor, maar ek het nooit gevas nie, dit was net te veel werk. So dan dink ek, die Here kan met alle reg sê, dit is nie vir jou so belangrik nie. Ek het dit op my hart gehad, vas en bid hieroor, en ek het dit nie gedoen nie. So, ek moet myself bietjie kyk, jy weet, ek is nie so swakkeling en as wat ek dink nie, die Heilige Gees is binne in my, hy gee vir my krag. As 'n ding vir my belangrik is, kan ek dit besluit en ek kan dit doen. En ek kan dit deurvoer. En ek kan vir Here wys, dit is vir belangrik vir my. Ek het al gehoor waar mense sê, hulle vra vir Here vir genesing. Vir iemand, dit was iemand se ma, sy was siek en sy het ‘n kankerdiagnose gehad, en die kinders het gekom, en hulle het almal die hele nag deur gebid saam met hom, en die volgende dag gevas en gebid saam met hom. Dit was vir hulle 'n nood, dit was 'n ding wat hulle gedra het so, en sy's genees, sy's nou genees, maar my punt is, hulle het so gesoek, as wat ons sou net een keer bid, en die Here wil dit seker nie doen nie. Die Here wil dit seker nie vir my doen nie. Weet hoe graag wil ek dit doen nie. So ek wil jou aanmoedig, dink bietjie daaraan. Moenie so net dink die Here antwoord nie gebede nie. Dink bietjie, het ek nou regtig al gaan soek vir die ding? Het ek regtig al geklop? Want hy beloof my ek sal hom vind, maar het ek al regtig maar belang aan 'n ding gesit en moeite gedoen vir 'n ding? Want ons het toch die Bybel, het ek al gesit en gesê, goed Here, ek gaan Bybel lees totdat u met my praat. Ek wil ietsie hoor van u. Het ek al daai moeite gedoen, net om sy stem te hoor, het ek al dit gaan soek. Want ek sê, goed, nou gaan ek hier so sit en, of gee ek om 20 minute, en as ek nie na 20 minute gesê het nie, dan is ek weg. Want dit doen ek nie met my man nie, ek gee hom nie 5 minute in die oggend, en sê, goed, sê alles wat jy wil sê, jy het 5 minute, ek praat môre oggend weer met jou. Jy weet, jy doen dit mos nie.
En dis 'n verhouding. Ons staan op, sê goeiemôre, dis 'n verhouding. Het ek al regtig moeite gedoen om die Here te soek en dit beteken nie die Here is nie lief vir my as ek dit nie gedoen het nie, beteken ek gaan nie hemel toe nie. Jou hemel gaan omdat jy in Jesus glo en ek glo in Jesus. En ek hoor so stuk as ek soos wat ek gaan om goed te doen. Maar het ek regtig vir die goed wat in swaar in my lewe is, het jy al regtig daar moeite gedoen? En dis waaroor hierdie deel gaan. Dan praat hy nou weer daarso van en hy herhaal van Matteus van, want hoe goed is God vir jou nie, dat as hy vir jou, as jy vir hom, as die seun vir sy pa vis vra, dat hy vir hom skorpioen gee in daai deel. En dan sê hy daarso weer, en dit is 'n herhaling uit Matteus uit. By die gebeddeel, dis die deel wat verskil is net, Matteus praat van vergifnis en hier praat hy van om dit te sorry daarvoor, hulle doen Shakespeare, so dit maak sin. Duivel is aan die een kant en ons is aan die ander kant. En hier is, hulle gees die kant. Dis deel van die surprise vanoggend. Soos julle wakker, nee. Kyk as hulle in ons skreeu nog. Dan weet ek nou nie. Skreeu ons terug, nee. Dan sê hy daar so nie, en ek wil net weer herinner hier so in 13, as julle wat sleg is, dan weet om goeie skenk aan julle kinders te gee. En ek sê net gister vir Amy, dit is my die lekkerste ding om vir hulle ietsie te gee. Dit is niet lekker, nee. Ja, het is niet lekker nie. Ek wil net vir jou kind bederf met dit. Het moet my so inhou dat hulle getrouwd is. Ja, ek kan nie daai boundary oortree nie. Ek wil altyd vra en inhou. Maar ek die kleinkinders ek het al klaar vir hulle gesê. Ek het al klaar vir my kinders gesê as hulle ek jaag hulle glad nie aan vir kleinkinders nie. Ek is nie haastig nie. Maar hulle moet net weer die dag as al wel is. Ek begin nou al sê. Elke keer as daai kleinkind kom kuier kry hulle 'n nuwe speelding. Ek net daar sê. Hulle net weet. So ek sê net klaar ek gaan daar boundaries maak. Maar anyway. As ek by my kinders kuier dan Daniel kom laai die kinders af in Oudtshoorn by my en dan sê sy ma, it's your rules today. Hulle mag roomys kry alles, want ek hou daarvan nie. Ja. As hulle mag van dit gaan hulle raai. So as ons daarvan hou om ons kinders so te bederf, of die kleinkinders so te bederf, dan sê hy daar so, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader vir jou nie bederf nie. Maar kyk wat sê, hy sê nie net vir jou goed gee nie. Hy sê daar so, vir julle die Heilige Gees gee. Vir die wat vra. Vir die wat vra. Ja. En jy moet vra. Ja. En, maar hy praat hier oor ander goed, en dan sê hy, maar hy gaan vir jou die Heilige Gees gee. Want in dit dat jy die Heilige Gees het jy alles. Het jy alles. Want die Heilige Gees is een wat ons leer, en wat die skrifte vir ons oopmaak, wat vir ons leer van geloof, wat ons leer van gebed, wat vir ons vriend is, wat saam met ons is, ons helper, ons trooster, in alles. Maar ons moet hom raak sien. Ons moet hom sien as 'n persoon van die Godheid. Ons moet hom sien as iemand in my lewe. Dis hoekom hy daar ook sê, wat hom vra. Jy vra tog persoon. Jy vra, dis tog verhouding. Vra as 'n verhouding. Maar, dis hoekom ook ek goed wil onder blou onderstreek. Ek wil net die Heilige Gees raak sien in al hierdie dele. Ons sien hom, vir een of ander rede, sien ons hom heeltyd oor. Sien hom waar hy werk in jou lewe in die dag. Sien hom waar hy wie dink jy laat praat met jou, laat jou hart, dit in jou hart hoor. Dis die Heilige Gees wat met jou praat. Dis hy wat dan teenwoordig is, en hy is altyd teenwoordig, maar dis hy wat beweeg in jou, dis hy wat hom laat weet in jou. So, hy sê nie vir jou daar, ag, hoeveel dinge sal ek net vir jou gee, hoeveel te meer die Heilige Gees, as jy vir hom vra. Dan is dit die deel van Jesus en Beelzebub. Op 'n dag het Jesus 'n demoon wat stom was uit 'n man gedryf. Nadat die demoon hom verlaat het die stomme begin praat. Die skare was verwonderd, maar sommige het
van hulle het beweer, dit is deur Beelzebub, die duiwel, die aanvoerder van die demone, dat hy demone uitdryf. So hier is mense wat nou sê, hy dryf demone uit deur die hoofduiwel, en hy gebruik die hoofduiwel om ander duiwels uit te dryf. En ander weer het van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te toets. So nou hier is al weer 'n teken, wat hulle al weer 'n teken soek. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê. Nou hierdie gedeelte hier waar hy het hulle gedagtes geken, kom 'n paar keer in die Bybel voor. Partykeer sê dit hy het hulle harte geken. En dan het hy hulle aangespreek en hy het hulle woes aanspreek. Hy spreek hulle woes hier aan ook. En dit is net een ding wat vir my altyd daarop kom is, Jesus het hulle harte geken. Jesus het hulle gedagtes geken. Jesus het geweet, het hulle lewens geken. Nou ons is baie maklik om ander ministries en kerke en alles te oordeel. En mense te oordeel, sommer net mense te oordeel. Kan ek net sê, hierdie week is ek baie aangekla oor oordeel in my lewe. Dit was soveel laat dit was verlede Dinsdag aand, toe ons is nog in Matteus daarso by die Engelse diens, en ek stop daar, ek sê vir hulle, weet jy wat, my kinders is nou groot en ek het hulle leer oordeel. Ek het hulle verkeerd geleer. Want as ek net besef dat Jesus sê hier, hy het hulle gedagtes en hulle harte geken. En dan het hy geoordeel. Ek ken nie jou gedagtes en ek ken nie jou hart nie. Totdat ek vir jou kan sê, ek ken jou gedagtes en ek ken jou hart, kan ek opreg nie oordeel soos wat Jesus geoordeel het nie, want dis wat ons doen, ons oordeel, weet jy's nou 'n fariseer, en jy's nou, ons sit jou nou daar aan een van die, nou het ek jou nou geoordeel, en ek loop nog met hierdie ding in my hart, waar ek nog sê, ek vang myself oor, ek gaan gereeld Johannesburg toe, en daar oordeel ek baie, net om daar te kom oordeel ek, en dan vang ek myself op die pad oordeel, en dan stop ek weer, ek doen niks nie, ek is baie soet, maar, nou nie dink ek doen niks nie, ek doen niks nie, maar ek vang net myself, hoeveel keer as ek daar dink, ek sê een aanvraag, ek het nou so, ek vang myself heeltyd oordeel, as ek nou so na myself kyk, nou, as ek so na myself kyk, is net, ek besluit so net wat jy dink, of wat jou intenties is. Maxwell sê, you judge others on their actions, you judge yourself on your intentions. So 'n bietjie dink daaraan. So, as ek jou oordeel op wat jy doen, maar ek oordeel myself op wat ek bedoel het. Nou, dan neem ek aan, jy doen dieselfde omgedraai aan my. Jy oordeel my op my dade, of my aksies, of my woorde, of wat ook al, maar jy oordeel jouself op wat jy bedoel het. En ons bedoel almal goed. Ek kan nie dink aan iets wat ek so net sleg bedoel het nie. Maar ek weet ek het mense seer gemaak, maar ek het het nooit bedoel nie. Of misverstande, of wat ook al. Dit was nie my bedoeling nie. Partykeer kom mens in 'n vreeslike bekleiering met iemand, en dan kyk, hoe het mens nie gekom? Dit was nooit, dis nie wat jy wil hê. Weet, dis nooit jou bedoeling nie. So we judge others on their actions, but we judge ourselves on our intentions. En dit is hierso ook wat ek net by gestop het. So elke keer as ek kyk waar Jesus iemand aanvat of aanspreek of ietsie, meeste van die kere sê hy daar en hy weet wat in hulle hart aangegaan het. Die Amplified sê, he was aware of the intent and purpose. Nou sê, so hy weet toe hulle intent was om te toets. Hulle doel en hulle intent was om hulle te toets. En eerlikwaar, ek kan nie altyd sê wat ek weet nie wat is jou intent met die ding nie. Ek kan vir jou sê hoe ek dit lyk, maar ek kan nie jou intent sien nie. En daar mens kan baie in die wêreld oordeel, jy weet waar jy sê, die een het as prins gesteel of so iets, jy weet, kan nie, en daar is sekere goed wat ek as prins doen, weet, ek vra toe die ou, die groep, wie het al as prins oor 'n stokstraat gery? As prins,
Daar was ook een daai, en hy was toe 'n verkeersbeampte. Wat het hy gedoen het? Hy sê, maar dis verkeerd, sê hy. Maar Aspres oor, nou wie het al oor 'n stopstraat gery? Nee, almal. Maar nie Aspres nie. Ja, nie Aspres nie. Ek het al oor 'n rooi robot gery, het ek my boek gaan geskryf, want ek het hom nie eens raak gesien nie. Ek het so geskrik, ek het so dankie vir die Here gesê dat daar net niks dwars oorgekom het nie, want ek het nie eers daai robot raak gesien nie. Weet, sulke goeders, maar dit breek 'n reël. Dit is 'n reëlbreker. Nou, ek soek nog al die jare na iets wat Maxwell gesê het, maar hy het 'n baie oulike rympie gehad. As ek dit ooit kry, sal ek dit vir almal lees, want ek soek so lank al en almal moet dit hoor. Maar hy het so 'n oulike rympie wat hy sê van, as jy oor 'n stopstraat ry, is jy 'n roudaak, jy weet, jy's 'n reëlbreker. Maar as ek dit doen, is dit ongeluk. As jy die spoed oortree, dan weet jy, geen gesag vir die padreëls, maar as ek dit doen, is ek haastig. Ja, jy is in nood. Ek is in nood, ek is haastig, weet, verstaan my intent. Weet, maar en dan as ek na Johannesburg toe ry, en die ouens agter my, en hy's haastig om verby my te kom, jong, dan raak ek kwaad, want dan sy roodblok, jy weet, dan is ek ry juist klaar, dis dan, maar as ek haastig is, dan moet hulle pad gee, jy weet, wat soek jy aan die regterkant van die pad, jy is nie veronderstel om nie te wees nie, dis die vinnigste kant, weet, so, jy sien, ek leef amper om so te oordeel, so toe sê ek, dis nou iets van, dis nou net, kyk maar net jou hart, maar dis iets wat ek nou so mee leef en myself nou net half uitvang waar ek sê, dit voel vir my, ek het my kinders al so geleer, en so kom ons gaan aan. Waar is ek, wat 'n vers? Dankie. Daar ben nie ek. Ja, ek is 'n bietjie verder aan gewees. Ek was by Ken hulle harte. Ja, Koninkryk, vers 17. 17. Hy het nou dagtig geken gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en die huis wat verdeeld is, kom tot 'n val. Ja. So, hy ken hulle hart, hy weet, hulle is Aspres, soos wat sy daar gesê het, en hulle probeer juist om in 'n lokval gaan, so hulle is teen hom, daar's 'n verdeeldheid in daai koninkryk, en hy gaan val, en hoe baie keer potjie die duiwel nie homself nie, dit kom altyd maar so uit. As ook Satan teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk dan staande bly? Tog beweer julle, dat ek deur Beelzebub demone uitdryf. As ek wel deur Beelzebub demone uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle dan uit? Daarom sal hulle regters oor julle wees. So een wat jy amper in glo, is die een wat oor jou kan oordeel, is wat Jesus sê hierso. Waar hy sê, waar, as ek deur die vinger van God demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. So as jy kan glo, Jesus het 'n ding gedoen, het die koninkryk van God jou bereik. As jy kan glo, dis Jesus wat 'n ding doen. En ek wil amper sê, as jy kan glo, dis Jesus wat 'n ding doen, en as dit nie, baie keer hoor jy 'n getuienis van 'n gesin waar iemand getuig en dan sê hy maar, jy weet, hulle het vir iemand gebid en hulle kopseer is weg. Dan dadelik dan dink ek, wel, weet, mense kopseer gaan oor altyd weg, jy weet, dis mos maar ding, jy weet, die kopseer is nou nie 'n arm wat gegroei het nie, jy weet, dan twyfel mens nou, jy weet, dit kan iets, was dit nou die Here, of was dit nou maar net daai dag, weet, dan twyfel ek in die Here, basies. Ek twyfel dan in die Here. Waar kan ek nie net sê, as dit in God se karakter is, wat getuig word nie, dan vat ek dit as die waarheid en ek dank die Here daarvoor. Maak daai reël in my lewe. Laat as iemand iets getuig, en dit is in God se karakter, genesing, voorsiening, wat ook al. Daar's nie 'n ding soos geluk, of dit sou in elk geval weggaan nie, dan prys ek die Here vir. En weet wat ek toets is dit ook, vind ek myself. Want jy hoor ander ouens wat ek nou oordeel, sê nou maar oor hulle lewens, of wat ook al ek nou fout vind, of wat ook al, getuig van God se goedheid. Dan moet jy nou daar probeer, saam met hulle juig, en glo dis Jesus wat dit gedoen het, né?
Kom, ek is nou die enigste een wat nou eerlik hier is, hè. Waar ek sê, ek moet myself sê, dit is Jesus wat dit doen. Dit is Jesus wat dit doen. Dis nie, ek glo dit. Want op hier sê hy daarso, dan het die koninkryk van God my bereik. As ek kan glo, Jesus doen goed in mense se lewens, al is dit iemand wat nie baie lief is vir my nie, wat niks van ons te doen wil hê of wat ook al nie. As ek dit kan raak sien en sê, Here, dis wonderlik, prys die Here, dan hierdie koninkryk van God my bereik. Dan sien ek goed soos Jesus sien. Dan is ek nou deel van daai koninkryk, daai nasie van die nuwe koninkryk. Want dan word dit is nou soos Jesus word, wees soos Christus, the mind of Christ. Wanneer 'n sterk, goed bewapende man sy eie huis bewaak, is sy besittings veilig. Maar as daar iemand aankom wat sterker as hy is en hom oorrompel, neem so iemand die volle wapenrusting af waarop die sterk man vertrou het en verdeel dit as byt. Wie hulle nie by my skaar nie, is teen my, en wie nie saam met my by mekaar maak nie, verstrooi. So daar is nie baie middelwee nie. Daar's glo Jesus of jy glo nie Jesus nie. Dis nie ja, miskien nie, dis nie halfweg nie. Glo ons Jesus of glo ons nie Jesus nie. En wanneer 'n onrein gees, ons het hierdie deel al gepraat in die ander ene, maar net sê, ons moet nie net sê, uitdryf nie, ons moet Heilige Gees vra. Nee, vul ons. Kan ons hom elke dag vra om te vul. Nie dat hy dan die eerste keer in ons lewe inkom nie, maar laat ek dan hom spasie maak en hom toelaat om in te kom. Laat ek elke dag weer spasie maak, weer my goeders uitskop, wegvat, bietjie die klatter en weer vra, weer die Heilige Gees vul my. Ek wil net ietsie sê van die Heilige Gees ding. Weet jy wat vind ek? En ek sukkel elke dag daarmee, dat ek nie harder praat as wat die Heilige Gees met my praat. Ek praat mooi, ek praat sag. En ek praat in my gedagtes om basies dood. So ek wil dit nie hoor nie. Ek is so besig met dinge, dat jy nie daai stem hoor, want mens is of jy net dood praat. Ek het al gevra, asseblief praat net harder, laat ek nie myself so hoor nie, maar dat ek eerder die Heilige Gees hoor. En hy praat nie harder nie. Nee, dis daai sagte versie, dis daai Ons moet nie stil bly. maar jy weet, die mense is so besig en jy dit iets so kwaad doen. Maar daai sagtheid van hom, ek net asseblief praat net harder, praat net nie kwaad vir my, rit my net reg. Jy weet, die mense praat so oor hom. Maar weet jy, as iemand kom en jou wel regruk, dan raak ons kwaad. Natuurlijk, dis nou presies. Dis nou presies. Hoor mens so heeltyd daai, en hy is so gentle, hy is so Want, weet, jy kan maklik hoor, weet, ruk jou nou reg, maar laat jou man dit vir jou sê. Ek kan dit vir myself sê, maar laat my man dit vir my sê, nie? Iemand na by my. Ek sal my nie steur aan iemand ver wat my kon sê, want jy ken my nie. Maar laat iemand vir my, wat my ken vir my sê, ruk jou reg, dan is dit 'n ander saak. Maar hoekom gaan ek nou God anders hanteer? Weet, al kom hy en hy heeltemal 100% rede om vir my te sê, as Johan vir my sê, ruk jou reg, ek gaan klaar fight. Weet, maak jy saak, al is hy heeltemal reg. Dit is net 'n resep vir fight. Hy sê gisterand vir iemand, ons is by mense, en hy sê vir hulle, hy is in daai selfe proses, want as 'n boer mos met sy vrou praat, soos dat hy die werkers praat, dan gaan dit nie werk nie. As 'n manager praat soos met sy werkers, wat ook al met sy vrou praat, gaan dit nie werk nie. Hy sê, as hy met my praat, soos met die gemeente praat, dan sê ek, ja, dit gaan nie werk nie. Want dit werk nie. Hy moet nie aan die Bybel raak as hy met my praat nie. As ons 'n bestryery het nie, dan as dit kom. Want ek is klaar op daai punt, weet, van Opgewerk. ek is klaar opgewerk, maar ons doen nie met die Heilige Gees. So as ek net vir hom sê, kom ek sê net, laat dit my toets wees, as ek besef, ek raak kwaad. By enige iemand iets sê, en ek besef ek raak kwaad. Nou, as die Here met my praat deur mense, kom ek sê net, ek praat nou oor die Bybel, ek gaan nou nie oor die huwelik praat nie. Maar as sê nou maar jy luister vir iets of 'n preek of ietsie en dit ontstel jou, want dis dadelik wat ons doen.
daai ontstel. Ek skiet dit dadelik neer. Ek moet dalk gaan kyk, daar is dalk 'n blou kol. En ek moet nou weet gaan kyk hoekom het ek nou daarso 'n blou, weet hoekom spring dit op? Hoekom neem ek 'n offense? Want dit is gewoonlik presies wat gebeur as vir jou sê ek jou reg, weet, al is heeltemal reg, maar ek wil nie hoor nie. So ons moet baie keer maar stil bly en dit vat en bietjie kyk. Laat ek kan tog verkeerd wees. Wees met daai ding en ek kan tog stil bly en ek kan verander. Terwyl hy dit sê, het 'n vrou in die skare aan hom haar stem verhef en hom teruggeroep. En gelukkig is die moederskoot wat hy gedra het en die borste wat hy gevoed het. Maar hy antwoordde, ja, maar waarlik gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou en dit doen. En ons hoor dit so baie. Die woord van God hoor en dit doen. Dit is ware geluk, is wanneer iemand dit doen. En een of ander rede is dit waarmee ons sukkel. So dan is daar die teken van Jona wat ons van gepraat het. Ek het ook iewers van gepraat. Dit is net vir my baie bekend van Matteus af en dan die lamp van die liggaam. Die lamp. En hier sê hy die oog is die lamp. Nie die lamp wat nou uitgesteek word en jy moet nou 'n lamp wees nie. Hier sê hy die oog is die lamp van die liggaam. En as jy oog suiwer hou, en dit is ook dieselfde as dit wat jy hoor en dit wat jy sien. Ons dink ons is sterk, ons dink nee, ons besef ons is goed om te oordeel, maar ons word beïnvloed, jy word beïnvloed, so kyk waarna jy kyk. Net die feit, want dit gaan weer terug na die saaier, die woord wat by jou weggepik word. Want ons dink nie, ons gaan van hier af, maar hierna, dan gaan sit ons op social media, ons gaan kyk, nee, ek kyk nie die nuus. Ek kyk nie die nuus, dit beïnvloed jou. Dit beïnvloed jou. En het jy al gekry waar jy 'n ding lees en dit ontstel jou hele dag net? Dit is net, beïnvloed jou. Dit is jou teken, dit beïnvloed jou. So daarna praat hy van die fariseërs en die wetskenners. My boek sê Pharisees and the lawyers. So dit laat my dink alle prokureurs in moeilikheid. Dis nie wat hy sê nie, dit is wetskenners, want die lawyers is toch die wetskenners. Die lawyers, en hy praat daarso teen die fariseërs, soos wat hy heeltyd doen orals, want hy weet wat hulle dink, maar toe hy die fariseërs antwoord, toe sê die wetskenners, maar daar is ons ook in die moeilikheid. Toe sê ja, julle is ook in die moeilikheid, want julle enforce die wet, want dis wat die lawyers doen, hulle enforce die wet, en hy sê, julle is veronderstel om die goed te ken, julle kan lees, al die mense kan nie eers lees nie, julle kan lees, julle weet wat daar staan, die gewone mens kan nie lees nie, want die fariseërs en die wetskenners het vir hulle uitgelee, en dis hulle wat het op die mense afgedwing het. So die mense is eintlik dom en onskuldig in daai sin. Hulle kan verskoon word, dat hulle nie reg geleer is deur die fariseërs nie. Maar hulle kan. Dis hoekom hy so hard op was. So as ons nou almal kan lees, en elkeen 10 vertalings in sy huis het, en eintlik tyd kan maak daarvoor, en nou sit en jy hoor iets en die Heilige Gees praat met jou, dan kan ons eintlik nie sê, ons het nie geweet nie. Hy waarsku ons, hy sê vir ons, kyk nou waar jy kyk, doen wat ek vir jou sê, al wat jy moet doen is net my woord. So as ek nog steeds nie doen wat hy sê nie, dan het ek eintlik nie 'n rede om te sê, die Here is nie daar vir my nie, of ek weet nie wat is die regte ding nie. Ons kan 'n bietjie moeite doen. So vanoggend ek net afsluit en jou net aanmoedig, doen 'n bietjie moeite. Elkeen van ons het iets in ons lewens wat jy of vir die Here vra, of nie weet nie, of wonder, of net klein, gaan sit en doen moeite, laat die Here met jou praat. Sit en sê, dis nie 'n ekstra boek nie, dis nie 'n ander ou se preek nie, dis ek en die Here met sy woord. Dis nie eintlik
ek en die Bybel nie, asof dit nou 'n boek is nie. Dit is 'n boek, maar dit is woord en lewe, dit is gees en lewe. Dit is gees en lewe. Sit daarso, en dan, moenie as hy vir jou sê, ruk jou weg. Dit, nee, maar ek het rede. Jy weet nie saam met wie ek moet bly nie, of wat ook al, weet, maak net oop, laat ons net luister. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U met ons praat. Dankie dat U saam met ons gaan, en vir die wat nou weggaan en gaan vir kinders kuier of vakansie gaan of wat rondreis. Dankie dat ons 'n plek het om altyd daar terug te kom, maar laat U ons vat op wonderlike plekke. Laat ons met ons kinders kan kuier en mense kan kuier en dankie vir U dat ons veilig hou op die pad. Dankie dat ons U stem kan hoor en ek bid dat elkeen hier U stem sal hoor, want ek weet as ons U stem hoor, dan sal U ons bewaar, as ons luister, dan sal dit met ons goed gaan. Dankie Here, dankie, ek bid dat elke vrou se ore sal oop wees, maar dat ons dit as belangrik sal beskou en tyd saam met U maak. Dat ons sal tyd spandeer om U van aangesig tot aangesig te leer ken. U leer ken deur U woord, dat ons verhouding sal hê en dat ek weet dit sal besonder wees vir elkeen. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.